Vader en ons glo in Jesus. Ons glo in die Heilige Gees en hy bring die lewe terug. Ons glo. Goeiemôre almal. Baie welkom hier so by ons erediens vanoggend. Ons het welkomkaartjies vir julle wat nuut is of julle wat voel julle wil besoek word. Soos julle weet, Tiaan, hulle is oor see. So as julle met iemand wil kontak, ek en Quentin en Surya. Surya is ook eintlik op verlof, maar sy sal vir my en vir Quentin 'n nommer stuur, dan kan ons by julle uitkom. So, maar enige iemand wat nie is, as julle wil die welkomkaartjies invul, hulle is daar voor in die voorportaal. Dan het ons 'n moederskamer, dis daai kant toe, hy regs, julle links. As julle klein kindertjies het wat julle wil, wat so 'n bietjie woelig is julle meer as welkom om soontoe te gaan. Dan het ons 'n QR-kode hier buite by die koffie. Julle sal sien as julle uitstap, julle kan hom scan. Daar's ook 'n webwerf as julle enige bydraes wil gee of as julle ietsie vir die sendelinge wil gee, dan is julle meer as welkom om daarso ook te klik en te scan. Volgende Sondag, ons het julle seker van die begin van die jaar kan julle onthou, ons het gesê ons wil een keer 'n kwartaal of so elke nou en dan vir julle 'n bietjie terugvoering gee oor die finansies. Ek moet hierdie ding nader in my mond hou. Oor die finansies en al die goedjies wat by die kerk gebeur. Volgende Sondag na die diens sal ons weer so 'n vergaderingkie hou en vir julle meer vertel. Dan is dit die 21ste tot die 24ste het ons die tienerkamp, dis by Renosterpoort vir graad 6 en op. As julle wil gaan, as julle wil maatjies bring, is julle meer as welkom. Ons dis so 'n plek waar ons gaan stap. Dis sirkelroetes wat ons elke dag gaan stap. Ek gaan daar bly, ek gaan nie stap nie, maar die res van julle is meer as welkom om te stap. Dit gaan baie lekker wees, so laat weet ons. Ons het nog nie baie, of daar's nie baie plek nie, so as julle wil kom, laat weet asseblief en sê, en as die finansiese probleem is, kom laat weet vir my ook, julle is meer as welkom om te kom nog steeds. Dan het die diakonie 'n projek, ons het 'n klerekas. Nou, wat ons vir julle wil graag vra, is die klere wat nog bruikbaar is. Ek het by 'n gemeenskapssentrum gewerk jare terug en baie keer het mense klere gegee wat nie bruikbaar is nie. Julle kan hulle gebruik om die karre te was, dis wonderlike lappe vir karre was. Maar die klere wat bruikbaar is, as julle hulle dit kan vir ons bring as julle wat julle nie meer gaan gebruik nie. Ons maak dit by mekaar en dan verkoop ons dit weer en daai geld gebruik ons vir die diakonie om vir die mense te help binne in die gemeente. So as daar enige van julle is wat klere wil bring, sorteer hulle asseblief bietjie uit as julle vir ons kan help daarmee. Ons diakonie is 1 man groot. Ons help hom, maar hy gaan maar die werk moet doen. So as julle hom kan help, dan sal dit wonderlik wees. As julle kan daar so net miskien 'n label kan opsit en sê damesklere, mansklere, kinderklere, so iets, dan sal ons dit baie baie waardeer. So ja, dit is die afkondigings vir oggend. Kom ons raak rustig en dan begin ons die erediens. Psalm 145 vers 1 tot 3. 'n loflied van Dawid. Ek wil U verheerlik, o koning, my God.
Ek wil U naam prys vir altyd en altyd. Elke dag wil ek U prys. Ek wil U naam loof vir altyd en altyd. Groot is die Here en besonder lofwaardig. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees op so 'n wonderlike oggend, waar ons kan voel die seisoene verander. U in beheer is van alles en alles. Dankie dat ons 'n rustdag kan kry, dat U ons afsonder, dat U ons gebruik om alles te doen wat in U plan is. Dankie dat ons hier kan wees en U kan loof en kan prys. Dankie dat daar mense is wat selfs online inskakel wat nie hier kan wees nie, maar nog steeds U wil dien. Wees met ons vanoggend, wees met ons wanneer ons U woord lees, wanneer ons U woord hoor, wanneer ons saam sing. Al hierdie goeie saam doen, dat ons U kan loof en prys. Dankie dat U goed is en goed is sonder einde. Amen. Goeiemôre kruisfamilie. Baie welkom hier vanoggend. Dit is lekker om julle te sien. Ek wil hê julle moet saam staan en prys ons die Here met alles wat ons het. Vergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U my God. Wie is U gelyke, onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U my God. Onvergelykbare God. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan ons sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Vergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U my God. Wie is U gelyke, onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U my God. Onvergelykbare God. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan ons sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Vergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U my God. Wie is U gelyke, onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U my God. Onvergelykbare God. Vergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U my God. Wie is U gelyke, onvergelykbare God. Hoe groot is U, hoe groot is U my God. Onvergelykbare God. Onvergelykbare God,
onvergelykbare God. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. I dare to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. I dare to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. I dare to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. I dare to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Evil hier, evil met mij. I potte bakken met mij die klein. Vorm mij en maak mij net soos U wil. Op Jesus wag ek, nederig en stil. Doen soos U wil, Heer, U wil met my. Toets en deursoek my, al moet ek ly. Witter as sneeuw, Heer, was my vandag. Lag aan U voete, wil ek steeds wag. Doen soos U wil, Heer, U wil met my.
Heiland en Heer, U kan almagtig oor my regeer. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Almagtige Heilige Hemelse Vader. Heer, ons dankie dat ons hier vanoggend by mekaar kan wees. Ons dankie, Heer, dat ons die lof kan besing. Ons dankie, Heer, dat ons die vrymoedigheid het om U te kan nader in gebed. Dat ons kan weet dat hierdie gawe wat U aan ons gee, was duur gekoop vir ons. Ons kan weet dat daar waar daar voorheen vyandskap tussen ons en U was, het die Seun dit kom verwyder, sodat ons ook vandag hier met U kan kom praat. En Vader, hier waar U nou met ons gaan praat, deur U woord, wil ons bid, Heer, dat dit ons harte sal vasgryp. Dat dit vir ons bemoediging sal gee, dat dit vir ons troos sal gee, en dat daar waar U praat, dat ons dit ook sal gaan uitleef. Vader, ons weet ook die beste manier om te wys dat ons iets glo is om dit ook te doen. En Vader, mag ons dit ook verkondig aan die res van die wêreld. Want in 'n wêreld waar daar soveel leuns is, waar daar soveel verwarring is, weet ons kan by U die waarheid kom kry. By U het ons anker, want U is ons rots. Mag ons ook leef van elke woord wat van U afkom. In Christus naam. Amen. Goeiemôre julle. Ons lees vanoggend uit Kolossense 2 vers 6 tot 19. Aangesien julle dis Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leë bedriegery wat gegrond is op die menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Want in hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. En in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. In hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur menshande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in die triomftog meegevoer het. Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink, of oor 'n fees, 'n nuwe maansfees of 'n Sabbat nie. Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering
en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het nie. Julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard, dink hy sonder rede baie van homself en hou nie vas aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind word deur gewrigte en spiere met groeikrag wat van God kom. Dankie Salet. Die kinders kan nou uitgaan na die kinderbediening toe. Dus wil ek net sê vir enige besoekers, of ouers wat besoek, julle is natuurlik ook welkom om te gaan kyk wat leer julle kinders daarso. Hier by ons is dit belangrik dat die kinders van kleins af leer wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het en wie God die Vader en God die Heilige Gees is, sodat hulle al reeds van kindsbeen af hom goed ken. Ons het laasweek begin met ons reeks vanuit Kolossense en ons het gesien dat Paulus in die tronk is omdat hy die evangelie verkondig het in 'n wêreld wat gekant was teen die boodskap van die evangelie. Maar dit is juis die boodskap van die evangelie wat hom die krag gegee het om dan ook vervolging te kon verdra. Die feit dat Jesus Christus koning is oor die heelal en dus bo die gesag is van die keiser en ook wat 'n wonderlike genadige liefdevolle koning Jesus is, het vir Paulus laat staande bly tydens sy vervolging. En nie uit sy eie krag nie, maar uit die krag wat hy ontvang het vanaf die Heilige Gees. En dus kan ons ook staat maak op die krag van die Gees wanneer ons enige vervolging beleef, omdat ons die evangelie dan verkondig. Nou in Kolossense 2 berei Paulus dan verder uit op die genade van Christus en hoekom hy waardig is om geprys te word met die opoffering van ons lewens. Die eerste keer toe ek vir my broers gaan kuier het in Europa, was daar 'n klomp goed wat ek moes verseker maak dat alles in orde is voordat ek kon oorgaan Europa toe. Ek moes aansoek doen vir 'n paspoort, ek moes seker maak my vliegtuigkaartjie is uitgesorteer, ek moes my visum kry, wat ook 'n klomp vereistes gehad het wat in orde moes wees en ek moes verlof insit en dies meer. En die dag toe ons op die lughawe is, toe was daar ook 'n klomp dinge wat ons moes doen voordat ons op die vliegtuig kon klim. En die hele tyd was daar hierdie vrees by my gewees. Het ek alles wat ek nodig het? Het ek alles gedoen wat ek moes sodat ek by Europa kan inkom? Selfs toe ons nog land daar in Amsterdam, was daar hierdie vrees in my gewees. Dit is eers toe ons paspoorte daar, of althans toe ek my paspoort daar vir die beampte gegee het, toe ek selfs ook nog daai vrees gehad van, dalk gaan hulle vir my sê, nee, alles is nie in orde nie, ek moet terug aan Suid-Afrika toe. Dis eers toe ons tasse kry en ons by die lughawe uitstap, toe ek so 'n bietjie meer kalm begin raak. En ek dink almal van ons ken daardie gevoel, nie nou net byvoorbeeld in die lughawe nie, maar ek glo ons almal het al beleef dat ons vir onsself afvra, het ek alles gedoen sodat ek dit kan kry wat ek wil hê? Is daar nie dalk iets wat ek vergeet het nie? En ek glo baie van ons voel soms so oor ons verlossing en die evangelie. En dan staan die vraag, kan ek seker wees oor my verlossing, oor my redding? Ek onthou as 'n tiener, toe ek op hoërskool was, het een van my juffrouens vir my gevra, Quentin, as jy nou so doodgaan, sal jy hemel toe gaan? En toe op daardie stadium, dink ek, gee ek 'n antwoord wat baie Christene gee, en toe sê ek, wel ek hoop so, maar toe sê sy vir my, maar jy moet seker wees, jy moet nie net so hoop nie,
Maar nogtans as mense dink ons, ja, die Bybel sê vir my dat Jesus my red, dat Jesus my koning is, maar is daar nie dalk iets wat ek vergeet nie, of iets wat ek dalk nie van bewus is nie, iets wat die Bybel dalk uitgelaat het nie? Of skiet my dade nie dalk tekort nie? Is ek nie dalk net te sondig om gered te word nie? Bid ek nie dalk te min nie? Lees ek nie dalk my Bybel te min nie? Gaan ek dalk te min kerk toe? En sien, dis nie net 'n persoonlike wroging in mense nie. Daar is kerke wat ook sulke dinge verkondig. Dink byvoorbeeld aan die Romeinse kerk, want hulle verkondig basies dat Jesus het die poorte van die hemel oopgesluit, ja, maar dit is nou jou verantwoordelikheid om met jou goeie dade die trappe te klim tot in die hemel. En elke sondige daad wat jy doen, maak dat jy al hoe meer afgly nader aan die hel. Of daar is ander kerke wat verkondig dat indien jy nie wondertekens kan doen of in tale kan praat nie, dan kan jy nie seker wees van jou redding nie. Ander kerke sê weer, ja, Jesus red jou, maar jy moet deel wees van 'n sekere bloedlyn of jy moet die Ou Testamentiese wette volg, besny word en sekere kosse nie eet nie of feeste wat jy moet hou. En dit maak dat ons twyfel of ons eens gered is. Dit maak dat ons vrees dat wanneer ons doodgaan of wanneer die wederkoms plaasvind, dat God ons gaan verwerp en hel toe gaan stuur. En dan, waarom sal ek dan standvastig bly in die verkondiging van die evangelie as ek vervolg gaan word hier op aarde daarvoor? Want ek kan dalk vir Jesus erken as koning oor die heelal, maar as hy my in elk geval gaan verwerp aan die einde van dit alles, waarom sal ek lyding verduur as my uiteinde dieselfde gaan wees as die uiteinde van die persoon wat my vervolg? En dit is dieselfde vrese wat daar ontstaan het in die gemeente van Kolosse. As gevolg van valse leraars wat 'n valse evangelie verkondig het. Hulle het die evangelie verkondig van Jesus, ja, maar ook Jesus plus. Ja, Jesus red jou, maar jy moet tog jou kant ook bring. Ja, Jesus red jou, maar jy moet nogtans besny word. Ja, Jesus red jou, maar jy moet tog 'n sekere vlak van geestelikheid of heiligheid bereik of geestelike ervarings hê. Want anders kan jy nie seker wees van jou redding nie. Dit is interessant, kyk byvoorbeeld, daar waar ons nou gelees het van juis oor hierdie geestelike ervarings. Geestelike ervarings is goed, maar dit is mense wat, ons lees daarso wat hulle sê, ons aanbid saam met die engele. Met ander woorde, hulle het hulle het op ander neergekyk, wat hulle gesê het, kyk hoe wonderlik is ons het hierdie geestelike ervarings, ons beleef hierdie nabyheid aan God, en ek sê, jammer, as jy dit nie beleef nie, dan is daar iets fout met jou. Sien so, waarop plaas hulle hoop? Op hierdie gees, op hierdie ervarings wat hulle beleef. En sien, hierdie is valse Jesusse wat voorgehou word. Dis valse evangelies, valse goeie boodskappe. En dit is so verleidend, want dit klink so naby aan die waarheid, dit klink so Bybels. En dit is met rede ook so. Want om 'n leuen geloofwaardig te maak, moet jy dit so na as moontlik aan die waarheid hou, om mense dan ook te kill. 'n Goeie voorbeeld hiervan is vliegengel, fly fishing. Nou ek moet sê, dis 'n ware kuns, ek kan dit nie doen nie. Maar daardie visserman maak sy aas dat dit so na as moontlik lyk aan die insek wat die vis eet wat hy probeer vang. En dan boots hulle ook die bewegings van daardie insek na, om die vis te vang met hierdie valse insek. En dit is presies wat gebeur met valse evangelies. Die duiwel het dieselfde gedoen in die tuin van Eden toe hy met Eva gepraat het. Hy het die waarheid gevat en dit net so bietjie verbuig en die leuen laat voorkom as die waarheid. En wat hierdie leuen gewoonlik doen is, dit skuif die fokus na ons as mense toe.
Dit fokus op ons egos. Want kyk, ek wil ook daarom deel hê aan my redding. Ek wil daarom kan sê, ek verdien my redding. Al is dit net so klein bydraatjie wat ek lewer. Want dan het ek rede om te kan sê, ek is so klein bietjie beter as die ou hier langs my. Of die ongelowige daar buite. Tim Keller het hieroor 'n wonderlike verhaal vertel van 'n vrou wat hy eendag ontmoet het, wat toe sy hierdie snap van dat sy absoluut niks bydra tot haar redding nie. Toe sê sy, dit is vir haar eintlik skrikwekkend. Dit maak haar half bekommerd. Want as sy iets kon bydra tot haar redding, as sy 'n bietjie deel gehad het aan haar redding, dan kon sy inperk wat God van haar vra. Met ander woorde, dan kan God nie vra wat hy wil nie, want dan het sy ook daarin deel daaraan. So dan het sy half 'n bietjie beheer daaroor. Maar die feit dat God alles vir haar gedoen het, maak dat sy net kan sê, Here, wat wil U hê? My hele lewe is aan U gewy. Ek kan enige iets vra. Hy het alles gedoen. En ons sien, wanneer ons so op ons egos fokus, wanneer ons so eintlik, of wanneer die leuen vir ons so op ons egos laat fokus, wanneer ons dink ons kan iets bydra tot ons redding, dan het eintlik die teenoorgestelde effek as dit wat ons sou wou gehad het, want ons wil onsself op 'n hoër trappie plaas, maar wat eintlik gebeur, is die teenoorgestelde effek, want elkeen van ons ken onsself. Of althans, dit raak baie moeilik om vir jouself te jok. Want wanneer ons eerlik is met onsself, dan sal ons besef, ons is nie so wonderlik soos wat ons soms aan ander wil voorgee wat ons is nie. En ons besef, ons kan dalk vir ander jok, maar wanneer ons voor God staan, dan kan ons nie jok nie, want hy ken ons selfs beter as wat ons onsself ken. Charles Darwin het baie dinge gesê waarmee ek glad nie saamstem nie, maar daar is een ding wat hy wel gesê het, wat ek dink is baie waar. Hy sê, we stopped looking for monsters under our bed when we realized that they were inside us. Ons almal het daai speletjie gespeel, wat daai gedagtespeletjie wat ons al gevra het, as jy nou 'n superpower kon gehad het, wat sou dit wees? En baie van my vriende het dan gesê, ek sal graag gedagtes wil lees. Ek dink dit sal hel wees op aarde. Veral, dink byvoorbeeld net aan jou eie gedagtes. Kom ons sê, jou eie gedagtes was oop vir die res van die wêreld om te hoor. Sou jy hier kon sit, wat jy jouself nie skaam nie? Almal, elke gedagte kan hoor. Dis so met elke persoon. Die monsters is in ons. Ons is daar die monsters. So dis, wanneer ons dink, ek kan bydra tot my redding, en jy besef wat 'n monster jy is, geen wonder jy twyfel dan of jy gered is of nie. Met ander woorde, of althans die antwoord wat Paulus dan aan die gemeente van Kolosse en ook aan ons gee, sodat ons nie moet twyfel aan ons redding nie. Met daardie antwoord skuif hy ons fokus van onsself af weg en hy plaas dit op Christus. Hy sê in vers 6 en 7, aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Op een van my vriende se plaas was daar so 'n wilgerboom wat omgewaai het, of omgewaai is deur die wind, en hy lê so plat op die grond. Maar daardie boom het nog steeds aangehou groei vir jare. Ek wonder of hy nie dalk nog steeds daar, wel, kan nie sê daar staan nie, maar daar lê. Maar dit is eintlik verskriklik mooi, dis hierdie plat boom wat so lê op die grond, maar tog groei hy nog steeds baie mooi. Hoekom? Want sy wortels is nooit beskadig nie. En ek is seker baie van julle het ook dit al gesien,
wat 'n boom afgesny is of wat baie erg beskadig is, maar tog omdat die wortels nie beskadig is nie, hou die boom aan groei. En dit is waarom Paulus sê, ons moet gewortel wees in Christus. Wanneer die wêreld ons probeer vernietig, maar ons is gewortel in Christus, dan sal ons staande bly. Dan sal ons opgebou word in die geloof, soos wat dit hier staan. En wat beteken dit om gewortel te wees in Christus? Dit beteken om hom te ken en om bewus te wees van dit wat hy vir ons kom doen het. Paulus gaan ook verder aan om te verduidelik wat hy hiermee bedoel. Hy sê basies, moenie luister na al hierdie menslike idees, tradisies en filosofieë nie, maar hou jou fokus op wat Christus gedoen het. Hy sê eerstens, ons is gedoop. Nou daarmee bedoel hy nie, dis die doop wat jou red nie, maar die doop is 'n teken dat jy in Christus is. Nou wat beteken dit om in Christus te wees? Laas jaar, tydens die rugby wêreldbeker, nou julle weet ek is nie regtig iemand wat rugby kyk nie, maar hierdie is nou 'n lekker voorbeeld wat ek kan gebruik. Laas jaar, tydens die rugby wêreldbeker, het baie van julle Springbok truie gedra om te wys dat julle die Springbokke ondersteun tydens hierdie toernooi. Dit was die teken dat julle die Springbokke vertrou om die beker huis toe te bring. En toe die Springbokke wen, wat het almal gesê? Hulle het gesê, ons het gewen. Ons het die wêreldbeker gewen. En tog het nie een van ons 'n voet op daardie veld gesit nie. Maar tog het ons gewen. En net so as ons in Christus is, en nie omdat ons dit gekies het nie, maar omdat hy ons gekies het uit genade uit. Daar waar hy oorwinning behaal ons oorwinning. Vanuit sy genade en daarom moet ons oorvloedig wees in dankbaarheid. Hy wat ons skuldig was, het ons skuld gedra en is gekruisig daarvoor. En daarmee sê Paulus in vers 14, het hy die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. En dan voeg hy ook baie mooi daarby, nadat hy hierdeur die gesagvoerders en die magshebbers ontwapen het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Die Romeine en die Joodse raad het gedink, en natuurlik die duiwel dan ook, het gedink, deur Jesus te kruisig, behaal hulle die oorwinning. Maar juis deur die kruis behaal Jesus die oorwinning oor die sonde, die dood en die Satan. Dit wat hulle beskou het as hulle triomf, dit wat hulle beskou het as hulle oorwinning, word sy oorwinning. Dis eintlik dis hierdie effek van doen jou ergste. Doen die ergste wat jy aan my kan doen. Wat Jesus vir die mensdom basies sê. En die mensdom doen hulle ergste. En God gebruik juis dit om die teenoorgestelde te bewerk as dit wat hulle dit wou voorgehaat het. Want die mensdom probeer Jesus te kruisig, te vernietig en so om irrelevant te maak. Om uit die weg uit te ry. Maar juis deur dit word hy so relevant, soos altyd verander hy die wêreld. Op die universiteit het iemand eens vir my gesê, as jy in die soenverdienste van Jesus glo, is daar niks wat jy ooit kan doen, wat sal maak dat God jou minder of meer sal lief hê nie. En ek het daarmee geworstel. Want ek het besef, daar is baie dinge wat ek kon noem, wat sal maak dat Jesus alle rede het om minder lief te wees vir my. Maar sien, my fokus was op myself. Dit is eers toe ek besef dat al daardie dinge, daardie lys, daardie skuldbewys, daardie aanklagte, dat al daardie dinge wat ek kan noem, wat die rede is, hoekom Jesus minder lief moet wees vir my. Toe ek besef, maar dit is saam met Jesus vasgenaal aan die kruis, soos wat ons hier gelees het in vers 14. Dis eers toe ek dit besef,
dat ek hierdie begin verstaan het, hierdie konsep begin verstaan het. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Dit gaan oor hoe wonderlik, hoe liefdevol en genadig hy is. Dat hy so iets vir my sou doen, en ek verdien dit glad nie. Dit is waarom ons, dit is wanneer ons dit sien en besef, dat ons dankbaarheid oorvloedig moet word. Ek het hierdie aanhaling van Napoleon gehoor. Dit is eintlik vir my so mooi. En ek het die hele tyd gewonder, waar kan ek hierdie inpas? As ons dink daaraan hoe wonderlik Jesus werklik is. Nou wat hy gesê het is, Napoleon het gesê, niemand kan met Christus vergelyk word nie. Niemand in die geskiedenis kan met hom vergelyk word nie. Want, hy sê, nie eens Alexander die Grote, Julius Caesar of hy kan met Christus vergelyk word nie. Want ja, hulle het groot ryke vir hulle self ingepalm, maar dit was deur oorlog en geweld wat hulle dit gedoen het. Jesus, wat op daardie stadium wat hy sê, wat eeue terug geleef het vir hom 'n koninkryk daar gestel, wat mense tot vandag toe nog vir hom sal sterf en die wapen sal opneem om sy eer te verdedig, en hy het dit gedoen deur liefde. Hy sê, daar waar ander groot name, soos byvoorbeeld Seneca, as hy in 'n gebou instap, dan sal mense opstaan om aan hom eer te betoon. As Jesus, wat sy koninkryk in liefde daar gestel het, in 'n vertrek instap, dan sal mense op hulle knieë val en hom aanbid. En dit is wanneer ons kyk wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het. Wanneer ons fokus van onsself afhaal en ons fokus op hom. Dit is dan dat ek besef, dat as ek wil sê Jesus plus, dan probeer ek Jesus se oorwinning, Jesus se glorie, minder te maak. Ek probeer sy glorie van dit wat hy aan die kruis vir my gedoen het, te steel en maak asof dit my eie glorie is. Dus kom ek terug by die vraag, kan ek seker wees oor my redding? Daar is niks in hierdie wêreld wat ek meer seker van kan wees nie. En nie oor wie ek is of hoe goed ek is nie, wat 'n goeie Christen ek is nie, want ek is definitief nie goed nie. Maar omdat ek my vertroue op Jesus my koning plaas en alles wat hy gedoen het. Dit wat hy gedoen het is meer as genoeg en hy verdien om geprys te word daarvoor. En ons prys hom deur ons vertroue ten volle in hom te plaas. En sien, nou dan sal mense sê, reg, so, as dit nou die geval is, ek het nie nodig om enigiets te doen vir my redding nie. Al wat ek moet doen is glo, en daardie geloof kry ek in elk geval ook van God af. So dan kan ek mos nou maar losbandig leef, dan kan ek mos nou te kere gaan soos ek wil. Maar sien dan, weer eens, dan sit jy fokus op jouself. Want as ons sien hierso, wat Jesus vir ons kom doen het, wat hy vir ons gelei het, wat hy alles vir ons kom doen het, dan sê hy, en laat julle dankbaarheid oorvloedig wees. Die taal wat hy hier gebruik is eintlik verwys na soos 'n rivier wat invloed is. Nou, ek op skool, of althans in die jaar 1999 en die jaar 2000, toe was daar hierdie orkane gewees in, 2 orkane so direk na mekaar hier in Mosambiek, en die sterkante het Tsanin so getref van hierdie orkaan, en dit het erge vloede in Tsanin veroorsaak. Soveel so dat die rivier, die groot Ottawa rivier, baie groter geword, en alles in sy weg het hy omtrent verspoel, en dit was eintlik merkwaardig, want soos dit, die rivier oorgevloei het, niks kon in daai rivier se pad gestaan het nie. Hy het oor alles geloop. Ek kon onthou, daar was selfs betonbrûe wat hy totaal al vernietig het. Dit het alles oorgeneem. Bome, massiewe bome, wat die rivier ontwortel het en saam met hom meegevoer het. Damme wat een vir een so gebars het as gevolg van die rivier wat in oorvloed was. Dit is wat Paulus na verwys. Wanneer hy sê, laat julle dankbaarheid in oorvloed wees. Oorvloedig wees.
Want wanneer ons sien, daardie bekommernis wat ons in ons harte het van, is daar nie dalk iets wat ek vergeet het nie? Is daar nie dalk iets wat ek nog moet doen nie? Maar jy kyk na Christus en jy sien, nee, alles is vir my gedoen in Christus. Dan moet ons dankbaarheid so wees, dat wat ook al hy vra, soos ek vroeër ook gesê het, wat ook al hy vra, laat ons dit gaan doen. Ja, ons is nie perfek in wat ons doen nie. Maar die ding is, dit kom, die woord bekering praat van 'n 180 grade draai. Met ander woorde, dit wat ek voorheen beskou het as vreugde, dit wat ek voorheen beskou het as wat goed is, maar wat eintlik totaal en al sleg was, ek het al 180 grade draai gemaak en ek vermy dit. Ek wil dit nie meer doen nie. Ja, ek val nog in my sonde, maar ek het 'n berou daar en ek hou nie daarvan nie. Maar dan weer eens selfs in dit, dan kyk ons na die kruis en ons besef, Jesus het selfs op dit betaal. So die vraag kom dan, kan ek vertrou dat, of kan ek vas wees in my redding? Kan ek seker wees ek is gered? En as jou antwoord is ja, want Jesus, dan kan jy seker wees. Maar enige iets wat Jesus plus is, dit gaan maak dat jy twyfel. Want dit is 'n valse evangelie. Net Christus. Net dit wat hy vir ons kon doen het. Net dit is wat ons die sekerheid gee om te kan sê, ek is gered. Dis wat ons vir ons die sekerheid gee, en daardie sekerheid maak dat ek kan staan in 'n wêreld wat teen hom gekant is, wat teen die evangelie gekant is, wat mense spot, wat mense verdryf wat die evangelie verkondig, wat Jesus verkondig, en ek kan daar staan en ek kan sê, maar hierdie is die waarheid. Dis nie 'n valse evangelie nie. Ons Here Jesus is koning van die heelal. En daarom, ek gee nie om wat julle teen my doen nie. My redding is verseker. Hierdie tyd wat ek hier op hierdie aarde spandeer is baie klein in terme van die ewigheid. Maar ek weet waartoe ek gaan tydens die ewigheid. Want Christus is al reeds daar en hy het my verseker dat ek daar saam met hom sal wees. En ek vertrou ten volle in hom. Amen. Ons bid saam. Ons groot almagtige heilige hemelse Vader. Vader, ons dankie dat ons kan weet dat U ons liefhet. Ja, dat ons kan weet, Here, dat ons nie net daaroor wonder nie, dat ons nie dink dat dit net 'n moontlikheid is nie, maar dat ons dit werklik waar kan weet. Ons kan dit weet want ons sien dit in die Seun Jesus Christus. Ons sien hoe U Seun stuur om vir ons te kom sterf. Om ons skuld op hom te neem en die dood te sterf wat ons veronderstel was om te sterf. Vader, dat hy ook vir ons daardie redding gee. Dat hy nie van ons iets verwag wat ons moet doen sodat ons dit kan verdien nie, Here, want as dit die geval was, dan sou nie een van ons dit verdien het nie. Sal nie een van ons dit kan verdien nie. Maar Vader, ons weet hoe sondig ons is. Of althans weet ten minste 'n mate daarvan, en ons weet selfs net daardie mate is genoeg om ons te diskwalifiseer. Maar ons dankie, Heer, dat ons kan weet, alles wat U Seun Jesus Christus vir ons gedoen het, is meer as genoeg om vir ons redding te verseker. Dat ons niks meer nodig het nie. Nie tradisies, nie gebruike of goeie dade nie. Al wat ons nodig het is die soenverdienste van die Seun Jesus Christus. Maar Vader, wanneer ons dit ook besef, bewerk daardie dankbaarheid in ons harte dat ons in oorvloed sal gaan leef vir U. Dat wat ook al U vra, dat ons dit sal gaan doen met oorgawe. Dat
dat ons ook so die res van die wêreld kan aansteek, dat hulle saam met ons meegevoer kan word in hierdie stroom van dankbaarheid. Dat ons kan sê, ons koning leef, die koning oor die heelal, en hy is nie 'n despoot nie, hy is nie 'n tiran nie, hy is die mees liefdevolle God, hy is die mees liefdevolle koning en God wat daar kan wees. Want kyk wat het hy vir ons kom doen. Vader, mag ons so sy naam groot maak, mag ons so u naam groot maak, en werk deur die Heilige Gees in ons ook, om ons elke dag al hoe meer bewus te maak van hierdie feit, van hoe wonderlik U is. Dat ons elke dag al hoe meer in dankbaarheid sal leef. Dat ons elke dag al hoe sterker, dat ons wortels al hoe dieper sal inskiet, en al hoe sterker sal leef in die geloof, in dankbaarheid, en so U lof besing, en U naam groot maak tot in ewigheid. In Christus naam. Amen. Grace familie, staan saam en dan sluit ons af. Ontvang dan die seën van die Here en gaan in sy vrede.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen. Ons glo in God die Vader en ons glo in Jesus. Ons glo in die Heilige Gees en hy bring die lewe terug.